Bloemhof Meisieskool het geen bekendstelling nodig nie en is een van die bekende skole in die Kaap. Die skoolhoof Wilna van Heerden is al vir etlike jare by die skool betrokke en het begin met die waardesprogram in die skool. Wilna is nie net die skole van die skool nie, maar ook 'n bekende dramaturg en skrywer van vele produksies. Wilna, 'n paar jaar gelede het iets interessants by hulle skool gebeur wat die draaipunt was om van 'n reëlskool na 'n waardeskool te beweeg. Vertel vir ons wat het gebeur. Jaco, waarom sê dit was nie net ek nie, dit was ek en die vorige skoolhoof. Ons het besef dat ons het 'n groep kinders hier, 'n groep matrieks, wat presies dieselfde goed verkeerd doen 5 jaar later. Soos wat hulle in graad 8 was, so is hulle nog steeds 'n matriek. So iets het ons verkeerd gedoen, want ons kon hulle nog nooit oortuig om te word wat ons gedink het hulle moet wees. En dit het ons laat besef, ons doen iets verkeerd. En wat het julle toe begin doen? Lees. Hoe het julle dit aangespreek? Ons het gelees. Ons het gaan lees wat sê die gurus oor dissipline, wat sê hulle oor waardes, wat sê hulle oor excellence. En toe ons die gegevens het wat die mense vir ons geskryf het al jare terug, wat weet hoe, het ons besluit, dit moet die antwoord wees. Ons moet wegbeweeg van reëls en ons moet by waardes kom. Want sien, reëls word op jou afgeforceer. Dit word op jou afgedruk. Dit is nie natuurlijk deel van wie jy is nie. Maar waardes kom van binne en dis oral dieselfde. Maak nie saak waar jy is nie, wat 'n omgewing jy is nie, dis dieselfde. So jy hoef nie te verander van plek na plek soos jy beweeg nie. So dit moet 'n natuurliker manier wees van dinge reg doen, as dit intrinsiek is. Hoe lank terug was dit gewees? Ja, ons praat van 12 jaar terug. Ja, omtrent 12 jaar terug. En as jy vandag terugkyk op die 12 jaar, julle is 'n waardegedrewe skool. Ja, ons is. Wat is die waardes in julle skool? Ons het 5 kernwaardes. Omgee, werksetiek, afgerondheid, respek en integriteit. Julle het 'n interessante proses gehad, 'n inklusiewe proses. Vertel vir ons, waar begin ek met hierdie proses? Dit was 'n proses, Jaco. Die heel eerste ding is, wat ons besef het is, ons as die bestuur van die skool, kan nie besluite neem, en dan weer vir ander vra om te doen nie. Almal moet kan inkoop. So daar's 'n indaba gehou, waarheen almal genooi is. Dit was kinders, ouers, onderwysers, alle vlakke, posvlak 1 tot posvlak 3, kundiges, en ons 'n fasiliteerder gekry. En in daardie paar uur het almal hulle gedagtes en hulle insette kon gee om uiteindelik met 'n klomp kos te sit. Wat toe nou nog nie die finale produk is nie, maar dis dit. Almal kon sê wat hulle dink moet gebeur. En van daai indaba, soos ons het genoem het af, het ons teruggekom na die massa kinders. Want jy sien, dis nou nog 'n ding. As 'n paar kinders namens ander kinders besluite neem, of besluit hoe iets gedoen moet word, is dit nie vir hulle lekker nie. Hulle wil ook deel wees van die besluitneming. Kinders, tieners, deel van hulle kwaliteit wêreld is dat hulle wil mag hê. En mag om ook deel te wees van besluitneming. So, elke klas, elke registerklas, is toe deur middel van 'n fasiliteerder wat die onderwyser self is, of die opvoeder self is, het hulle gesprekke gehad en die leerders kon sê wat hulle dink, watter waardes vir hulle die belangrikste is. En al die waardes wat uit die verskillende klasgroepe uitgekom het, is toe deur die senior bestuurspan verfyn. En uiteindelik het ons gekom by hierdie 5 waardes, waarmee almal gelukkig was, want almal het help kies aan die waardes. My belewenis in baie skole is dat
daar is 'n paar waardes wat geïdentifiseer is en is iewers in 'n missiestelling opgesit in 'n voorportaal van 'n skool, maar hy leef nie. Hoe leef die 5 waardes in Bloemhof? Dit is weer 'n baie goeie vraag. Kyk, ek kan dit vir jou illustreer deur 'n praktiese voorbeeld. Afgerondheid is een van ons waardes. Nou stap 'n kind in die gang en soos ons aankom sien ons sy lykie netjies nie, sy's nie afgerond nie. Dan stop jy daar en dan sê jy, my kind, jong, jy lyk daarom nie vir my afgerond en netjies vandag nie. Dan sê sy, ekskuus juffrou, maak sy haar reg en sy stap aan. In plaas daarvan om vir iemand te sê, die reël sê met jou hare so en jy moet jou rok so hê, jy sê net, jy lyk nie netjies nie, jy lyk nie soos wat ons dink, jy behoort te lyk nie. Weet, jy toon ook nie respek met jou voorkoms nie, of jy probeer om uiteindelik op 'n positiewe manier aan 'n kind te stel. Nog 'n voorbeeld, kom ons kyk na iets soos werk. 'n Taak moet ingehandig word. Nou as die taak verskyn by die opvoeders, hulle sê, jong, hierdie is nie kwaliteit werk nie. As jy dit vir my gaan gee, dan lyk dit vir my asof jy nie jouself respekteer nie. So, vat dit terug, bring dit wanneer jy tevrede is, dat dit jou verteenwoordig, as 'n kwaliteitsstuk werk. Nou, aan die begin moes mense dit baie doen, maar nou nie meer so baie nie. Maar die kinders vertel oor, dit gaan van een geslag na 'n volgende. In hierdie skool doen ons dit. So werk ons, so lyk ons, so praat ons, so tree ons op. Dit is altyd 'n groepie wat nie inkoop nie, maar die massa koop in. En dis die manier hoe ons dit toepas, deur dit op alles van toepassing te maak, nie net op dissiplinêre goed nie, ook op hulle werk en hoe hulle praat en hoe hulle optree, enigiets. By die meeste van die skole in die land is dissipline 'n probleem en dissiplinêre verhore die norm. Hoeveel dissiplinêre verhore het jy in 'n jaar by die skool? In die laaste 3 jaar het ons 1 gehad. So nee, dis nie iets wat ek kan vir jou sê per jaar nie. Ek kan sê sedert die begin van 2010 het ons 1 gehad. Ja. Hoe kry julle dit reg terwyl skole weekliks met verhore besig is? Het julle nie gevolge aan handelinge nie, of is dit die waarestelsel so gevestig dat die kinders dit self toepas? Waar staan ou in die proses met die handhawing dan nou van hierdie waarde, of as iemand buite lyn beweeg? Ja, Jaco, ek dink ons is daar 'n klein bietjie gelukkig. En die rede daarvoor is dit, wanneer dit oop dag is, dan in plaas daarvan om die skool se prestasies aan die groot klok te hang, ek noem niks daarvan nie. Ek kom nie naby prestasies nie. Al wat ek vir die ouers dan sê, of die voornemende ouers sê, is wat ons waardes is, en watter kinders in ons skool gelukkig gaan wees, en watter kinders in ons skool gaan aanpas, en watter kinders hier nou toe moet kom. Dan sê ek vir hulle, die kind wat groot word in 'n huis waar die waardes ooreenstem met ons sin, moet hier aansoek doen. 'n Kind wat gelukkig is met die waardes wat hy in sy huis leer, gaan gelukkig wees hier. So, 'n kind wat nie die waardes ondersteun nie en wat nie gewoond is aan nie en dit nie wil hê nie en nie gemaklik is aan nie, hulle moet net kom hê. En dis wat gebeur. Die kinders wat hier na toe kom van skole waar hulle al gewoond is aan waardes, of baie keer soek hulle dit hulle lewe lank al en hier het hulle nou dit.
En dan meestal kom hulle uit huise waar die waardes belangrik is. Want sien, 'n ouer gaan ook ongemaklik wees as 'n kind ingeskryf word by 'n plek met waardes wat nie ooreenstem met hulle huise waardes nie. Uit die aard van die saak speel die opvoeders 'n ongelooflike belangrike rol om die waardes te handhaaf en die waardes te leer. Maar hoe moeilik was dit vir die opvoeders om in te koop in die waardestelsel? Veral die ouer opvoeders in 'n skoolgemeenskap. Enige iets wat verander in 'n skool is 'n hekkie. Veral as jy sit met personeel wat baie lankal in die onderwys is. Jonger personeel is makliker. En nou wil ek vir jou sê, die ouer mense, jy moet maar kyk hoeveel jare is daar na aftree toe. Los hulle. Hulle het gewoonlik nie baie dissiplinêre probleme in hulle klasse nie en hulle is gewoonlik heel onskadelik. Maar moenie te veel voete nie. Werk met die res. En die grootste hekkie daar is konsekwentheid. Jy kan nie vandag met die waardes voeter en môre is dit weer reëls nie. Jy moet deurgangs besluit dit is die waardes en dis waar volgens ek gaan optree. So wat ons gedoen het, ons praat maar gereeld met die kinders daaroor en ons praat gereeld met die personeel daaroor. Met die kinders in die saal het ons byvoorbeeld eenmaal elke tweede maandag het ons eenmaal 'n praatjie net oor integriteit. En elke keer is dit 'n ander personeellid wat dan oor integriteit praat en hoe mense dit kan toepas en so. Net om vir kinders 'n bietjie te sensiteer, want jy kan nie nou verwag iemand moet integriteitvol optree as hulle nie weet wat dit eintlik is nie. Net so die praatjie deel het ons lankal gestaak, maar dit was aanvanklik net om hulle 'n bietjie te sensiteer oor die waarde self. En dan deur voorbeelde vir die personeel ook gereeld te gee en te sê, as dit nou gaan gebeur, tree so op. Of as dit gebeur, sê dit. Hulle net 'n bietjie te laat inoefen. En ek kan nie vir jou sê, dit het so lank gevat of so lank nie. Ek dink toe ons weer sien, toe is dit so. As jy nou vandag terugkyk, dit het nie oornag gebeur nie. Nee. Dit was 'n lang proses. Ja. En dit is steeds 'n proses. Dit is steeds 'n proses. Ja, dis nooit klaar nie. En dit kan mense moedeloos maak, maar dit moenie. Dis eintlik 'n positiewe ding, want kyk, elke jaar verlaat 144 kinders die skool en 144 nuus kom in. So elke 5 jaar sit jy met 'n nuwe groep. Jou gemeente is heeltemal anders as vorige 5 jaar, nee. So dit kan nooit klaar wees nie, omdat daar nuwe mense moet inkom elke keer wat van vooraf in daai stelsel moet leef. Maar dis die positiewe, want dink aan die effek. Jy kan soveel meer mense beïnvloed, want ek sê weer, dis nie vir nou nie. Dis nie nou net om jou lewe gerieflik te maak nie. Dis deel van opvoeding. Jy kry kans om soveel meer mense 'n waardesisteem te laat inoefen. As jy almekaar 'n nuwe groep kry. Maar ek wil terugkom na jou vraag toe. Jou vraag was Was dit die moeite werd? Was dit die moeite werd? Absoluut. 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 Jaco, dit is vir my gevoel, dit voel vir my vandag nog asof ons dissiplinêre gevalle van 10 na 0 gegaan het. Dit is net, dit is net verstommend. Hier is nie detensie nie, hier is nie strafmaatreëls nie, hier is nie, 'n nuwe ouer sal sê nou, wat doen julle as 'n kind so en so en so? As ek weet nie, want ons het nie dit nie. Wat ek wel het, is as die klok lui, jy kind is in die klas, is die deur toe, dan moet hulle buite sit in die gang. En dan maak ons die deur oop, het hulle daarom net die klank hoor van die lesing, want jy wil hom nou nie akademies verontreg nie. Maar hier is nie strafmaatreëls nie, want
Dis nie nodig nie. Ek dink hierdie is die tyd wanneer jy moet 'n indruk maak op kinders se lewens. As jy dit nie doen nie, kom jy nie jou verantwoordelikheid na nie. So ons probeer hulle nie in 'n vormpie druk en sê almal moet so wees nie, maar ons sê as jy 'n aangepaste, wel aangepaste, gerespekteerde mens wil wees, dan is daar sekere basiese goed waaraan jy moet voldoen en ons gee vir jou dit.